baie dankie aan die band. Hulle ons so begelei. Ek wil dadelik wegspring en ek het so 'n woord wat brand op my hart wat ek met jou moet deel. Ons is besig en ek is so jammer dat hulle dit die klein profete noem. Ek voel hulle moes dit die groot profete genoem het. Ons is besig in 'n reeksie en ek hoop jy saam met ons op hierdie journey. En ons het die afgelope tyd het ons so mooi gepraat. En ons probeer dit so modern maak as moontlik vir jou. En ons het gepraat oor Jona, wat vreet jou op? En ons het daarna gekyk na die sprinkane. En ons het gekyk na, ekskuus tog, Joel, wat vreet jou op? En Jona, wat sluk jou in? En as jy dit gemis het, dis 'n fantastiese boodskappe wat deurgaan. Amos, leef jou geloof nog op 'n maandag? Hoe meet jy jou geloof? Obadja het ons laasweek oor gepraat wat sê, wat leef in jou hart? En Suzel het gepraat oor Nahum, dat jy nie moet terugval nie. En vanoggend praat ons oor Habakuk, wat as Google nie al die antwoorde het nie. En ons grootste oorwinning in hierdie lewe gaan wees nie wanneer ons al ons vrae kan beantwoord in hierdie lewe nie, maar wanneer ons nog steeds kan sê, nogtans. En ek wil my boodskap nie vooruit hardloop nie, maar ons gaan kyk vanoggend na Habakuk en ek beloof jou, dis nie boring nie. Ek wil dit vir jou relevant maak en ek weet dat die Here vanoggend met jou wil praat. Habakuk, eerstens seker een van die eerlikste boeke in die hele Bybel. Toe ek dit begin lees, dis nie 'n boek van antwoorde nie, dis 'n boek van vrae. Dis letterlik, daar word baie vrae gevra. Hy's anders as al die ander profete. Hy's anders. Al die ander profete kom en dan sê hy, so spreek die Here. En dan kom Habakuk op die toneel en dan kan jy hoor, dis letterlik, hy praat met God. Hierdie profeet praat met God. En dan sien ons heel in die begin, 'n man wat na God toe uitroep, 'n man wat huil, 'n man wie sy eerste woorde in hierdie boek is, hoe om God te verstaan as dinge nie meer sin maak nie. Sy heel eerste verse, jy kan bietjie in Habakuk gaan lees, vanaand is 3 hoofstukke, dit gaan jou 'n paar minute vat om hierdie hoofstukke deur te lees, maar ons gaan fokus op hierdie woorde, Here, hoe lank roep ek al om hulp, maar U hoor my nie. En dit is die boodskap wat die hele tyd uitgaan, as jy dit nou mooi gaan vertaal en in ander vertalings gaan kyk, ek spaar jou 'n bietjie moeite, dan sê hy eintlik, Here, ek verstaan U nie. Ek verstaan nie hoe U werk nie, en ek verstaan nie hoe dit kan wees nie. Here, U hoor my nie, ek verstaan nie hierdie lewe nie. En ek dink, elke liewe Christen, elke liewe mens het seker al hierdie vraag gevra, hoe lank nog, Here? Hoe lank gaan ek nog siek bly, Here? Hoe lank gaan dit wees voordat ek hierdie gebed beantwoord kry? Here, hoe lank gaan dit wees voordat U my huwelik herstel? Here, hoe lank gaan dit wees voordat ek 'n antwoord kan kry, 'n rigting kan kry, en ambisie of miskien net 'n antwoord? En in hierdie boek gaan jy agterkom, is een van hierdie boeke waar God hom nie veroordeel omdat hy vra nie. Inteendeel, God nooi hom uit. Hy nooi hom uit. En as jy niks gehoor het vandag nie, hier is wat jy moet nooi. God nooi hom uit om sy vrae met hom te kom vra. En dis ons uitnodiging vandag. Ons weet amper niks van Habakuk nie, soos Obadja. Al wat ons weet is Habakuk. Ek het nog nooit iemand gehoor, sy kind noem hom, word genoem Habakuk nie. Dalk moet ons probeer Suzel, weet dalk weet hier, ons derde enetjie is Habakuk. Klein Habakukkie. En weet julle wat beteken Habakuk? Weet julle wat beteken Habakuk? Habakuk beteken om vas te hou. Habakuk beteken om te omhels. Habakuk beteken om styf vas te druk. Dis wat Habakuk beteken. Soos 'n ouer sy kind sal styf vas druk. En dit is vir my so ironies, want hierdie ou wat nie God verstaan nie, hy word letterlik die man wat leer hoe om aan God vas te hou. Hoe om God vas te druk. 'n Ou wat nie antwoorde het nie, maar hy leer hoe om God te vertrou.
Nou mense, heel eerste, ek wil nie lank wees nie, want die boek spreek van self en dit val my op hierdie week. Ek kan nie wag om dit met jou te deel nie, maar die heel eerste punt is, Here, doen iets. Ek weet nie of jy al daai gebed gebid het nie, maar ek wil hê jy moet dit vanaand gaan lees. Jy moet gaan kyk, is dit so in die Bybel? Jy weet daar as ons lees in Handeling, dan sê hulle, die disippels het die woord gebring en dan die mense die middag huis toe gegaan, want hulle in hulle eie Bybels gaan kyk of dit so is. Moenie die predikante glo nie. Hulle kan nonsens praat partykeer, gaan kyk jouself in die Bybel of dit so is. En ek wil jou uitdaag, Habakuk leef in Juda in Israel se tyd en dan kyk hy om hom rond. Dit is vir my so interessant. Is asof hy in Suid-Afrika bly. Is asof hy hier in ons tyd bly. En dan kyk Habakuk rond en dan sê hy, niks maak meer sin nie. Ek gaan vir jou sommer 'n paar woorde gee hierso. Hy sien net geweld. Hy sien korrupsie. Madlanga kommissie, ek weet nie of jy dit volg nie, maar hy sien net korrupsie. Hy sien hoe mense mekaar vertrap. Hy sien hoe regters mekaar omkoop. En dan sê hy hoe die armes net armer word en dan sien hy mense wat God ignoreer en dan sê hy dit lyk of en dan sê hy nog daarby dit lyk of almal daarmee wegkom en uiteindelik kan hy nie stil bly. Kom ek gee net gou vir jou verwysings. Vers 2 sê hy, geweld, dis al wat ek sien, geweld en verwoesting, geweld is voor my, twis en stryd ontstaan, dan sê hy, die wet het sy krag verloor, die reg kom nooit uit nie, die goddeloses is omsingel, die goddeloses omsingel die regverdiges, en dan sê hy, en die reg word verdraai, is asof hy sê, hierdie samelewing is besig om van binne af te verrot, hulle is besig om van binne af ineens te stort, en hy sê die geweld word net al hoe meer toegeneem, en korrupsie is besig om te floreer. Welkom in Suid-Afrika. En dis wat my so excited maak, dat die Bybel is so relevant, hy praat van die begin en die einde, en ons kan so inhak daar by mekaar. Hy kla letterlik daaroor. As jy die vertalings gaan lees, dan sê hy huil daaroor en sê, Here, hoe lank nog voordat U antwoord, want daar is nie net 'n paar slegte mense nie, die hele samelewing het begin sleg raak. Hy sê, die swakkes word net al hoe swakker, die hof moes regverdigheid en geregtigheid toegepas het, maar daar is niks geregtigheid meer nie. Hy sê, die swakkes het die wet het sy krag verloor. Mense loop oor die wet. Ja, ek wil nou nie te veel op Suid-Afrika hierso fokus nou nie, maar die weerloses het nie eers meer 'n stem nie. Hy sê, en die wat nog probeer reg lewe, dan sê hy, hulle probeer reg lewe, en dan word hulle sommer die slagoffers daarvan. En dan roep hy weer uit, Here, hoe lank roep ek om hulp, voordat U nie hoor nie. Kan jy Habakuk se pyn hoor? Sy frustrasie hoor, is nie 'n teologiese vraag nie, is nie iets wat ons sommer, is 'n uitroep van 'n gebroke hart, Here, waar is U? Ek dink daar's miljoene mense daar buite wat dieselfde vraag vra, Here, doen iets, Here, U moet iets doen, asseblief, Here, doen iets. Ek weet nie of jy weet nie, so relevant is die Bybel, hy praat hierso, as hy sê, geweld, dis al wat ek sien net geweld oor my. Weet jy dat daardie woordjie is die woordjie in Hebreëus wat verklaar word Hamas. Hamas. As jy ingelig is oor die wêreld, sal jy agterkom, maar Hamas word letterlik vertaal direk met geweld en wreedheid en verdrukking en magmisbruik. En dan praat hy verder van geweld teen weerloses. Dan sê Habakuk, is al wat ek sien hier voor my, Hamas. Geweld. Ja, dit kon net sowel vandag in ons nuus gewees het, nê. Hy sê die reg word verdraai en met ander woorde die Bybel word krom gedraai. Hulle kyk nie meer na die skrif nie. Amos, as jy bietjie bygebly het, Amos dan sê hy, ek het 'n skietlyn, dan moet jy jou lewe meet volgens die skietlyn, dat jy nie skeef raak nie. Bly reguit in God se woord. Dan sê hy nou in Habakuk het alles so skeef geraak, die hele samelewing. En dan huil Habakuk hieroor, nie omdat die wêreld wêrelds geraak het nie.
Hy huil daaroor omdat God se volk begin lyk het soos die wêreld. Dis waaroor Habakuk huil en sê, julle wat anders moes gewees het, julle is nou deel van hierdie probleem. En dan sê Habakuk weer, Here, hoe lank gaan ek na U toe roep om hulp? Here, doen iets. En mense, ek wil myself nou nie vooruitgaan nie, maar toe antwoord die Here hom. En ek gaan nou vir julle vanaand af vat, toe antwoord God vir Habakuk, en is glad nie die antwoord wat Habakuk gesoek het nie. Inteendeel, ek wil myself nou nie vooruitgaan nie, maar hy sê dan Habakuk 1 vers 5, dan antwoord God hom en sê hy, ek is besig om iets te doen. Habakuk 1 vers 5. En dan dink ek oor hierso, Habakuk is so excited en sê, nou gaan God vir Israel wakker skrik. Nou gaan God ingryp. En toe kom die skok. En ek gaan jou nou die skok gee, hoe God hulle gaan help. Glad nie wat Habakuk verwag het nie. Maar voordat ons daarby uitkom, mense, ek wonder hoe lyk jou gebede elke dag? Ek wonder, hoe voel jy partykeer, want dis die boek Habakuk wat ons leer, wanneer ons sê, Here, genees haar, en dit gebeur nie, en die persoon word al hoe sieker. Here, red my huwelik, maar dit eindig. Here, gee my werk, maar ek sukkel nog. Here, gee my vrede, maar hier is nog steeds 'n turmoil hier binne in my. Here, rig my kind, maar dit voel of hy al verder weg van hier af is. Here, gryp in, maar dit lyk nie of die Here ingryp nie. Dit lyk asof niks verander nie, en dan kom maar 'n klomp vrae by 'n mens op. 'n Klomp vrae wat nie maak dat jy ophou glo nie, maar dit maak 'n mens seer. Dit bring pyn. Daardie vrae van, hoekom, Here? Hoekom ek, Here? Here, hoekom doen U nie iets nie? Hoekom doen U niks nie? Dan vra ons in die storm, dat die storm moet ophou, en ons vra dat die Here vir ons 'n deur moet oopmaak, maar dan gaan nie 'n deur oop nie. En dan die grootste verrassing in Habakuk se lewe is nie dat God stil is nie. Maar die grootste verrassing in die Bybel oor Habakuk is dat God reeds besig is om iets te doen op 'n manier wat Habakuk nie verwag het of sou gekies het nie. Ek het hier in my notas geskryf, een van ons grootste teleurstellings met God ontstaan dikwels nie omdat God nie antwoord nie, maar omdat hy anders antwoord as wat ons verwag het. Habakuk se probleem was nie dat God afwesig was nie. Dit was omdat God se plan nie ingepas het by sy plan nie. En ons ontdek iets baie besonders van Habakuk hierso, dat hy glo nooit, hy sê nooit dat hy sê, ek betwyfel God se bestaan nie. Hy sê net, ek verstaan nie God se manier nie. En hy nooi ons uit om 'n besluit te kan maak. Twyfel ek aan God se bestaan, dan moet jy tot bekering kom. Maar Habakuk het so ander, en hy sê, ek worstel met die manier hoe God werk. En dan veroordeel God hom nie daaroor nie, inteendeel God nooi hom in 'n gesprek in. En ek wil vanoggend vir jou sê, ek wonder of baie mense dink oor geloof. En dan sê hy, maar ek wonder wat geloof is, want geloof beteken nie dat ek alles moet verstaan nie. Dis nie wat geloof is nie. As jy die hele Habakuk, jy geweet, ek gaan nou daarby uitkom, maar die regverdige sal uit die geloof uit, kom uit Habakuk uit. Hy haal Abraham uit, dan word dit weer herhaal in Romeine en Hebreërs 10 vers 38, die regverdig sal uit die geloof uitlewe. Met ander woorde, geloof is nie om alles te verstaan nie, maar om die een te vertrou wat alles verstaan. Kyk, kan ek dit weer vir jou sê, jy sien baie keer dan voel ons, maar ek verstaan nie, ek weet nie waaroor dit gaan nie, en ek verstaan nie sy weë nie, maar dis nie wat geloof is nie. Geloof is om die een te verstaan wat wel alles weet en wat wel alles verstaan.
Ek het hier so 'n bietjie navorsing vir jou gedoen en daar's so 'n bietjie navorsing, the need for the ek sukkel met hierdie Engels vandag. Help my gou nou, cognitive closure. Wat is dit in Afrikaans? Daar het jy dit nou, né? Hy sê die menslike brein het 'n behoefte daaraan, 'n diep liggende behoefte aan antwoorde. En as jou brein nie antwoorde kry nie, dan begin hy te vra, hoekom, wanneer, hoe lank? En dit bring 'n onsekerheid in ons lewe in. En dan gaan hierdie navorsing verder en sê hy, navorsing wys dat mense eerder deur moeilike waarhede sal gaan as wat hulle in onsekerheid sal lewe. Met ander woorde, onsekerheid maak jou brein moeg. Onsekerheid bring jou brein in 'n toestand van spanning. Hy moet die hele tyd dink, hy moet die hele tyd scenario's maak, hy moet die hele tyd begin wonder, hy moet die hele tyd oor wat gaan gebeur, en dan sê hy, dis nie hoe langer, dis nie die pyn van, ek weet nie wat aangaan nie, maar dit is die pyn van ek weet nie wanneer ek beheer gaan kry nie. En dan wys hy die navorsing daarop, dis nie altyd die pyn van ek weet van onbeantwoorde gebede nie, maar dit is wat die mense die meeste uitput, dat ek nie weet nie. En dan gaan hierdie navorsing verder, en ek wil jou nie verveel nie, maar hy sê, 'n mens kan enorme pyn dra, as jy weet waarvoor hy pyn is. Maar onsekerheid, onbeantwoorde gebede, en veral wagtyd, bring vrae na vore toe. En dit put jou emosioneel uit. Dan die ou wat ek so 'n bietjie lief is om te lees, Andrew Murray skryf hierdie woorde en sê hy, 'n mens se hart, ek het dit vir jou, 'n mens se hart kan 'n swaar kruis dra, maar hy sukkel om 'n vraagteken te dra. En dit is presies Habakuk, as ons daaroor dink, hy weet presies wat is verkeerd, hy weet wat hy sien, maar hy weet nie wanneer en hoe die Here gaan antwoord nie. En dis wat hom wakker hou in die aande. En ek wonder, hoe wakker is jy in die aande? Hoe lê jy rond? Vra jy ook hierdie vrae in jou hart, Here? Waar is U? Doen iets, Here. En is nie noodwendig dat die Here ver is nie, maar is omdat ons brein so desperaat is vir 'n verduideliking. En mense vanoggend, ek weet is bietjie stiller, ek weet dit reën daar buite, ek weet môre is 'n vakansiedag, maar ek wens meer mense kon hoor hierdie ding wat ek nou sê, dat ons grootste behoefte as mens is om 'n antwoord te kry. En God se grootste geskenk aan die mens is nie noodwendig om hom te antwoord op sy vraag nie, maar om hom sy teenwoordigheid te gee. En ek wil met jou praat daaroor vanoggend. As ek eerlik met myself moet wees, as ek kyk na my lewe, as ek nou kyk na my eie lewe, hoeveel keer in my eie lewe het ek net gedink, as God net vir my kan verduidelik hoekom, as hy net vir my kan sê, sal ek soveel vrede hê, ek sal soveel gemak hê, maar jy moet dit hoor vanoggend. God verduidelik ons nie altyd alles nie, maar hy gee jou sy teenwoordigheid. Terwyl ek voorberei, dink ek aan Jesus, wat in die kruis uitroep, Eli, Eli, lama sabachthani. Hang hy aan die kruis en sê hy, Here, Here, my God, waarom? Kan julle hoor daai frustrasie, daai pyn, daai brein, daai menslike brein, daai navorsing wat ons nou begin agterkom, want skree Jesus aan die kruis en skree, my God, waarom?
het U my verlaat. Dit is so ongelooflik as ons die seun van God hoor, dan ervaar hy hierdie stilte. Maar een ding wat ons hier uitleer, hy verloor nooit sy teenwoordigheid nie. Hy hou aan met God praat, my God, my Vader, my Abba, intieme, close verhouding, dat ek steeds U aanroep, ek klou steeds aan U vas, ek is steeds Habakuk wat sê, ek klou aan U vas, ek bring my sterkste, mees emosionele vrae, bring ek na U toe. En dis wat Habakuk ons leer, dat prakties wys Jesus ons, wat is geloof, dat jy jou diepste, seerste vrae in die teenwoordigheid van God moet inbring, sonder om hom te los. En dit pas so presies by ons reis van Habakuk in. Miskien is die grootste teken van geloof vandag nie, om nooit vrae te vra nie. Die grootste teken van geloof vandag is, en die geskenk wat ons het, om dit in die teenwoordigheid van God in te vat, en te sê, ek hardloop nie van God af weg nie, ek hardloop na hom toe. Jy sien, God se teenwoordigheid is altyd daar. En hy nooi jou vandag uit na daardie tipe teenwoordigheid uit. Hy sê, moenie ophou vra nie, bring jou vrae na my toe, want God is nie bang vir vrae nie. Mense, ek wonder, hoe lyk jou gebede? As jy jou vinnig so bietjie moet toets net, weet, want het help nie ons sit in die kerk, en ek moet jou challenge daaroor, hoe lyk jou gebede? Het klink so bietjie ongeskik partykeer as ons bid en sê, hoekom Here? Waarom Here? Om 'n vraagteken agter, ek dink, hoor hierso, God nooi ons uit om hierdie vrae te vra. Weet jy hoeveel vrae word gevra in die Bybel? Weet jy wie ek is? Wat is jou naam? Alles sulke interessanthede wat sê, geloof is nie die afwesigheid van vrae nie, dis juis dat ek na hom toe moet gaan. Mense, ek dink jy kry die punt. Die eerste punt is, Here, doen iets. Habakuk praat en sê, Here, doen iets. Asseblief doen iets. Dan kom ons by punt 2, dan sê God letterlik, ek doen reeds iets. En dis die skok van hierdie hele boek. Dan sê ek doen reeds iets. Ek doen reeds iets. Punt 1, Here, hoe lank moet ek roep? Kan U iets doen? Dan sê ek doen reeds iets. Nou hoor nou, wat doen God? En dit gaan jou skok. Dan sê hy hierdie vers, kyk onder die nasies en let op en verstaan en staan verstom, verbaas, want ek gaan in julle daar iets doen wat julle nie sal glo as julle dit sien nie. Dis hoe God hom antwoord. Ek sien geweld, Hamas, Here. Dis chaos in ons land, dis chaos. Here, doen iets. Dan antwoord God hom en sê, ek gaan iets doen wat jou gaan verstom. Die Amplified Bible sê, look among the nations, observe and be astonished, because I'm doing something in your days, something you would not believe if you were told. Jesus, ek weet nie hoe voel jy nie. Maar as ek hierdie lees, dan dink ek, jette, hoor hierso, ek kan nie wag om te sien wat God gaan doen nie. Habakuk staan letterlik op en sê, ek kan nie wag om te sien hoe God hierdie mense wat ons so onderdruk gaan vernietig nie. Ek kan nie wag om te sien hoe God ons gaan red nie. Ek kan nie wag om te sien die wonderwerk wat hy gaan doen nie. En dan kom die antwoord van God. Hoor gou hoe antwoord hy. Want kyk, ek is besig om die Babyloniërs op te rig. Daardie wrede, onstuimige, omkeerbare nasie wat oor die hele aarde optrek om woonplekke in besit te neem wat nie aan hulle behoort nie. Jesus, mense, wat 'n teleurstelling. Die Babyloniërs is die wreedste onder die wreedste volk gewees.
Hulle het gesinne uitmekaar, hulle het kinders verdwaai, hulle het kinders weggevoer, hulle het tempels afgebreek, hulle is so springkane gewees en dat hulle oral waar hulle gaan het hulle net vernietiging, hulle het stede oorgeval. Dan sê God, ek gaan die vyand gebruik om jou gebed te beantwoord. Jy sien mense, toe tref het my, ons grootste probleem is nie altyd dat God stil is nie, ons grootste probleem is, dat God anders te werk as wat ons dikwels ons plannetjies opmaak. God se plan en my plan lyk nie altyd dieselfde nie. Ek wil nou genees word, ek wil nou verander, ek wil letterlik dinge nou sien, God moet nou ingryp. En as jy hierdie hoofstukke lees in die Bybel, dan sien jy, dis nie dat God nie antwoord nie, dis net in God se wysheid en in sy groot krag het hy 'n groter skep hy 'n groter verwagting as wat ons ooit kan beplan. Jy weet, ek dink daaraan hierdie week, die dag toe Gideon, God 'n opdrag aan Gideon gee, dan sê Gideon, hoor hierso, ek gaan 32,000 soldate bymekaar maak. En dan begin God met hom te praat en dan sê hy, weet jy wat, ek wil hê jy moet net 300 stuur. Want God wil bewys die oorwinning kom van my af. Sy plan is nie altyd dieselfde as ons plan nie. En mense, ek weet, dit is nie lekker vir jou om hierdie goed te hoor nie. Maar ons moet begin intap met wat God mee besig is. As ons kyk na Martha en Maria, dan stuur hulle boodskap uit, Lazarus is dood. As ek Jesus was, het ek onmiddellik gekom. Jesus wag as prins 3 dae. Want God se plan, hoor mooi, in retrospek, God se plan was nie om 'n sieke te genees nie. God se plan was om iemand uit die doodheid op te wek, sodat hy kan wys, hy is die opstanding en die lewe. God se plan. As ons dink aan Dawid, toe Samuel moes kies die leier van die leiers, ek is seker as ek Samuel was, het ek Eliab gekies, wat letterlik die Bybel sê, hy is lank en sterk en indrukwekkend, en dan sê God, nee, kies die skaapwagter. En dan kom ons by die kruis, mense, die grootste verrassing van alles is die kruis. Die mense verwag letterlik 'n koning, 'n troon en 'n oorwinning, en dan stuur God die skynbare nederlaag van 'n mens wat uit die doodheid opstaan, 'n kruis. En miskien vanoggend is dit jou storie ook. Miskien is dit jou storie. Jy bid vir een deur om oop te maak, maar God maak 'n ander deur oop. Die dag toe ek besluit ek bedank by die kerk en ek was by 'n kerk betrokke want ek voel so, Here, wanneer en ek bedank by 'n sekere kerk en ek gaan werk letterlik in 'n komposgat. Ek trap so diep in die modder, elke keer as dit reën, mense, dan sê ek net, ag Here, dankie vir teels, dankie vir 'n kantoor. Want vir 2 jaar lank trap jy in modder. En vir 2 jaar lank roep ek uit en sê, Here, hoe lank nog? Wanneer gaan U iets doen? En meantime besef ek as ek terugkyk, God was al die tyd besig gewees. Hy het ook die Babyloniërs gestuur. Hy het ook daardie, Here, ek verstaan nou nog minder. En miskien is jy in daardie plek in jou lewe. Jy bid dat die storm moet ophou, maar God wil jou eintlik leer om op die water te loop. Jy bid dat die vuur moet ophou brand, en dan sê God, man, ek sal saam met jou deur hierdie vuur loop. As jy in die Bybel kyk reg deur die Genesis tot Openbaring, dan sien jy een ding, God doen byna nooit iets wat die mense verwag nie, maar hy doen altyd iets wat nodig is. En ek wil die laaste ding net jou herinner aan hierdie navorsing wat gedoen is oor onsekerheid.
Dit val my nou by so, hulle sê dis een van die moeilikste emosies om in die menslike verstand te hanteer. Want die verstand soek sekerheid en voorspelbaarheid. Maar wanneer ons nie weet nie, dan begin ons onsself in hierdie leemtes probeer ons hierdie gaps te vul met wanneer, hoekom en probeer beheer te maak. Ons soek 'n verduideliking, ons soek 'n antwoord, ons soek 'n datum. En die wagtyd raak vir ons so moeilik. En God gee ons 3 ankers wat jy vandag kan huis toe vat en sê, ek is aan die werk. As jy onsekerheid uit jou binne het, as jy aan God glo, as jy hom gekies het, dan maak hy vir jou 'n pad en jy moet kan sê, hy is aan die werk. Dan sê hy, Habakuk, ek gaan in julle dae iets doen. Ek gaan iets doen. Hy is aan die werk. Anker 1. Anker 2 sê die skrif, ek het 'n vasgestelde tyd. Dan sê die skrif, want die gesig wag nog vir 'n vasgestelde tyd. Al vertoef dit, wag daarop. Want dit sal gewis kom, dit sal nie versuim nie. Bedoelende, ek het 'n vasgestelde tyd. Dit sal gebeur. Jy moet net nie ophou wag en ophou geloof. En dan die derde ding is wat hy sê, leef uit die geloof. Dis waar die Habakuk 2 vers 4 is, die regverdige sal uit die geloof uitlewe, bedoelende dat jy 'n standvastigheid moet kry. Dat jy nie in hierdie wêreld sal kyk en sê geweld, geweld, geweld. Maar dat jy kan staan in die geloof om te sê, ek het nie net 'n emosie nie, dit is 'n besluit wat ek vertrou het op God. Ek werk. God sê ek werk, ek is besig in jou lewe. Ek het 'n vasgestelde tyd, maar nou moet jy uit die geloof uit begin lewe. Jy moet dit vat. Jene mense, en ek weet ek sukkel bietjie, maar ek dink jy sukkel net so om te verstaan, jy sukkel om dit te verwerp, maar dan kom ons na hierdie bekende, wonderlike gedeelte in Habakuk wat ons almal oor sing. Dan gebruik hy hierdie woorde en sê, daar kom 'n groot verandering in Habakuk se lewe. In die begin, dan sê Habakuk letterlik, dan sê hy, daar's iets in my binnekant wat gebeur het, want in die begin sien ek net geweld, ek roep uit na God, en dan in die einde van die 3de hoofstuk, dan sê hy, hierdie woorde, een woord, verander dit na nogtans. Nogtans. Dis die woordjie letterlik wat beteken, ek het hom nou nie daar op nie, wat beteken Eluza, wat beteken ek sal jubel en juig en triomfeer. Al sou die vyeboom nie bot nie. Dan sê hy, en daar geen druiwe in die wingerde, al sou die olyfoes misluk, en daar niks op die lande, al sou al die skaap en al die beeste, nogtans. Weet jy wat beteken die woordjie nogtans? Nogtans beteken letterlik desondanks. Dit is letterlik om te sê, al lyk alles verkeerd. Nietemin, al het dit ook gebeur. Dis wat nogtans beteken. Ondanks, al het ek nie wat ek wou gehad het nie, tog kies ek dit in weerwil van dit. Mens, is iets van geloof wat in jou binneste wakker word om te sê, ek kan. Weet jy, dat al hierdie goeders, is vyeboom bot nie, ek wil net vir jou terugvat daarso, hy sê, dis die klein vreugdes in jou lewe, 'n vyeboom wat bot het, hulle daai tyd onder 'n vyeboom gaan sit vir koelte. Hy sê, nou word al jou klein vreugdes in die lewe gesteel. Geen druiwe aan die wingerde nie, letterlik jou oorvloed, jou viering en jou blydskap, dit word gesteel. Al sou die olyfbome sluk, dis die ekonomie, olyfolie, jou vooruitgang, jou geld en jou finansies, jou kleinvee, met ander woorde jou kos, jou omgang by die huis, jou beeste, het hulle nie daai tyd geëet nie, hulle het gebruik vir jou werk.
jou werksomstandighede, jou toekoms, al sou alles in mekaar inval, nogtans, nietemin, desondanks, sal ek nog steeds my kan verheug in die Here. En nou wil ek jou vra vanoggend deur die grootste wonderwerk wat in Habakuk plaasvind, is nie dat hy letterlik dit kan face nie, dat God hom antwoord nie, maar dat hy in hierdie omstandighede kan sê, God het my verander, dat ek nou kan sê, nogtans, ten spyte van. Jy vat na Jesus toe, Jesus letterlik is in die tuin van Getsemane, dan sê hy, ek verstaan ook nie alles nie, as jy na sy menslike kyk, dan sê hy, ek verstaan ook nie alles nie. Hoor jy hierdie woorde, dan sê Jesus, nogtans, nie my wil nie, maar u wil. Nogtans, nie my wil nie, maar u wil. Ek weet nie vanoggend wat is jou alsou nie. Wat is jou alsou? Al sou jy nie beter opsies kry nie. Al sou die lewe net so bly soos wat dit nou is. Al verander die Hamas nie. Al verander die oorlog nie. Al verloor jy jou beleggings. Daar's iets rondom wat is dit Stefanus, dan word hy met klippe doodgegooi. Terwyl hulle hom gooi met klippe, dan staan hy op en dan sê hy, Here, ek sien u aan die regterhand van die Vader. Terwyl hulle hom gooi met klippe, dan sê hy, Here, vergeef hulle weet nie wat hulle, mense, dan lees ons in Filippense, om hier te bly is vir my wins vir julle, maar as ek moet gaan, is dit absoluut verre weg die beste. Is asof Johannes hulle iets gesien het van die hemele wat oopgaan, wat ons nog moet ontdek. Maar hoe kan dit wees as ek alles verloor? Hoe kan ek dan my verheug in die Here nog steeds? Daar's 'n verdieping wat ons by die God alleen in sy teenwoordigheid, as hy met jou ontmoet, ek het 'n pastoor gehad wat sê, as jy dit proe, sal jy nooit ooit iets anders wil proe in jou lewe nie. En dis die uitnodiging wat God vandag vir ons wil maak en sê, weet jy, hierdie is nie net 'n ontkenning van my pyn nogtans nie, dis letterlik 'n verklaring van my vertroue. En ek wil vanoggend hê dat ons daai verklaring weer 'n verklaring moet maak. En ons gaan afsluit met hierdie lied wat ons so baie keer sing in die kerke, al sou die vye boom nie bot nie. Nogtans, dan sê hy letterlik daarso, ten spyte van, in weersin van, Here, leer my asseblief om in hierdie wagkamer, wat nie 'n wagkamer is nie, maar is 'n werkswinkel van U. U vorm my nou in hierdie wagtyd, in hierdie onbekende, in hierdie onbeantwoorde gebede. My kop is deur mekaar, ek wil so graag weet, Here, wanneer, hoe laat, wat is die dag, wat is die datum? Hy gee Habakuk nooit 'n tyd en sê oor 6 maande, oor 2 jaar van nou. Hy sê, ek gee jou net my teenwoordigheid. En mense, vandag wil ek jou uitnooi na sy teenwoordigheid. Ons lewe in hierdie wêreld, Hamas, ons lewe in AI, ons lewe in Google, jy kan enigiets, ek sê jou nou, moenie verval in hierdie wêreld, dat jy antwoorde gaan soek by die verkeerde bron nie. Gaan na sy teenwoordigheid toe, en bring jou vrae. God is besig. Hy is besig. En hy sê, in jou dae sal jy dit sien. Jy sal verbaas staan, as ek jou moet sê wat ek doen. En hy het dit klaar gedoen. Hy het dit klaar gedoen. Hy het dit klaar gedoen. Kom ons staan en maak ons hierdie verklaring. Dat dit voel in jou binneste. Mense, ons hou aan ons geld vas is 'n wonderlike ding.
Maar jy gaan moet release. Jy gaan die Here moet innooi om 'n gap te kan maak. Soos Pastor Okkie altyd gesê, daai R20 noot, ou Jan van Riebeeck in die ou tyd. Die mense hou daai R20 so vas, hulle verwrig hou van wie van nou Riebeeck. Hy raak so rooi. Hier staan nou Roan, hy's van Afbob. Hy werk vir Afbob. Ons almal gaan daai paadjie stap. Ons almal gaan doodgaan. Dan word ons gekonfronteer met hierdie waarheid en sê jy, kry 'n ander anker in jou lewe. Kry 'n ander anker in jou lewe. Ons gaan dit sing en maak die verklaring. Ek gaan vir Richard vra om daarna af te sluit en maar maak jy die verklaring. Al loop ek grondpad, nogtans, Here, maak my U bekend, dat ek nogtans kan sê, my hand is in U hand. Kom ons sing dit en ons verklaar dit saam. En nogtans, al is die buis daar en die klank irriteer jou nogtans, sal ek in hom glo en in hom vashou. Mag die genade van hierdie God, wat jou innooi met al jou seer, jou pyn en onbeantwoorde gebede en vrae, wat jou innooi vandag en sê kom praat met my, want dit is in daardie teenwoordigheid waar jy die antwoord van die lewe sal vind. Dat die Heilige Gees dit aan jou bekend sal maak soos wat jy wandel met my en geanker is in my. En die liefde van Christus jou sal dryf en jou sal lei om dit ook met ander te deel, om 'n disipel te wees hierdie week, 'n Habakuk te wees, om nie net vas te hou nie, maar ook om iemand vas te hou. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen en amen.